Hierdie tyd is 'n tyd van geskenke, ons weet dit. Kersoggend as die Here wil, die 25ste, ons kyk na die geskenk van Jesus, maar daar's baie geskenke in God se woord. Ek was verbaas geweest toe ek lees. Daar's gawes van die Heilige Gees, gawes van bediening wat die Here gegee het aan die gemeente en al die dinge. Maar ek wil staan by spesifieke ene vandag, en ek wil inlei met hierdie gedagte. So 'n maand of 2 terug, het ek 'n geskenk ontvang, mooi toegedraai, toe ek hom oopmaak, daar's 'n mooi boksie, in die boksie is daar 'n besondere pen, wat handgemaak is. En die pen is die enigste soort van sy soort in die wêreld, daar is nie 'n ander een soos hy nie. En hy het nog 'n paar refill ook. Weet jy, ek is so lief vir daai pen. Ek sien hy is daar op die, in ons sitkamer staan die boksie daar op die koffietafel. Want dit is mooi, iets besonders. Maar weet jy, daai pen is nutteloos, want ek gebruik hom nie. Dit is pragtig, dit is mooi om te hê. Maar omdat ek hom nie gebruik nie, kom hy nie tot sy volle waarde nie. Geestelik presies dieselfde. Ons gaan vanoggend praat oor die geskenk van genade. The gift of grace. Wat beteken die genade vir ons? En wat maak ek met die genade? Dis die groot ding. Kom ons kyk 'n bietjie wat sê God se woord. Efesiërs 2 vers 8 tot 9. Want uit genade is julle gered. Deur die geloof. En dit nie uit julleself nie, want dit is 'n gawe van God. Nie uit die werke nie, dat sodat niemand mag roem nie. Geskenk van God, genade. Kan nie daarvoor werk nie. Maar in die geloof neem ek dit aan. Amen. Dankie vir u genade, Here. Die groot vraag is dan vanoggend, wat is die goddelike genade? The big question, what is godly grace? Verstaan ons dit? Rohigo vroeër vanoggend ontkom, dis my aanteken daar op die orgel, vir op van die boon toe, en ek sien hy loer, ek was eers Rohigo nie nou loer, dit kom nou. Maar toe die opskrif sien, te sê, hoeveel mense verstaan genade? Ons aanvaar dit, maar besef ons die werklikheid van goddelike genade. Kom ons hoor wat sê die woord van die Here. Engelse woord is grace, favor, mercy, jy is guns en die Here se goedheid is oor ons. Divine grace is the free and undeserved love and favor of God towards man as a sinner, especially as exhibited in the plan of redemption through Jesus Christ. Dit is die grootste ding van genade. Die sondaar, ons wat sondaars was, is gered deur genade. Nie uit onsself nie. Ons kry so baie mense wat sê, sulke goeie mense. Ons hoor van mense wat sterf, sê hulle, dit was 'n goeie persoon. O, dit was, jy kan nie iemand beter kry as hulle nie. Dis nie wat redding bring nie. Die redding kom in geloof in Jesus Christus, die genade van God. Dan vaar hierdie genade plan wat vir een van my uitgewerk is, wat die Here daar vir ons gegee het, die Jesus Christus. Genade is 'n onverwagse geskenk van God, wat ons nie kan koop, bewerkstellig of verdien nie. Ons glo in 'n genadige God wat ons met onvoorwaardelike liefde aanvaar as God se kinders. Ons bely dat God in genade deur Jesus Christus vir ons verlossing skenk en lei deur die Gees. Hierdie genade maak ons vry van sonde en skuld. Dit maak nie saak wie jy is, waar jy vandaan kom nie, wat jou verlede of omstandighede is nie. God se genade is vir elkeen bedoel, omdat ons weet dat ons vry van skuld en sonde is
leef ons dan ook nou vanuit God se genade. Ons aanvaar ander sonder oordeel en omarm hulle met Jesus se onvoorwaardelike liefde. Amen. Dis die mooiste van alles. God se liefde. Yes, dankie Here. Dis maklik om vir jou familie lief te wees. Partykeer, nie altyd nie. Ek hoor van ouens wat baie streng is. Ek het weer gehoor van iemand sê, ons praat nie met mekaar nie. Met die oues, met hulle boeties en sissies. Maar God se liefde motiveer ons om ander lief te hê. Amen. Want ons het genade ondervind. Die grootste liefde het ek ondervind. Die Here ons vrygespreek het. Ons vergewe het. Kan ek iemand anders dit teen hulle hou? Nee. Ons kan vir hulle bid en lief wees en sê ons bid vir hulle. Baie bekende gedeelte, Johannes 3 vers 16 en 17. Ek wonder wie van julle kan hom nog onthou? Wie kan hom nog opsê? Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. En dit maak die verskil. Nie om te oordeel nie. Nou weet nie wie van julle kan onthou, wie van julle was in 'n sonnaskool? Jare terug. Ek dank die Here, ek hoor dit nie meer dat gesing word nie. Pas op. Kleine handjies wat julle doen. Pas op kleine voetjies wat julle, pas op kleine oë wat julle kyk. Daar sal word in die hemel afloop die aarde, pas op. Ons die kinders bang kan maak met 'n vrees, nie 'n heilige vrees nie, oor die Here se wat ek doen. Jesus het nie gekom te veroordeel nie, maar om te red. En ons moet daai kinders wen vir die Here. Sê God het jou lief. Hy is nie daar om jou te straf nie, hy is daar om jou te red. Nou die vraag is vanoggend dan, hoekom die gawe van genade? Why the gift of grace? Here, wie is dit dat in my belang gestel? Vir my omgegee, aan my gedink het. Johannes 1:17 sê dit vir ons, wat sê die woord? Want die wet is deur Moses gegee. Die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Moses het die wet van God ontvang, ons weet dit daar op die berg, hoor ek. Kliptafels, die afkom van die berg af met die wet. Toe hoor dit daar se gejuig. En ons weet, Aaron het 'n goue kalf laat maak en die mense bid die goue kalf. Moses word so kwaad, hy gooi daai kliptafel stukkend. Moes hy weer gaan maak, dat die Here kon weer die wet geen kliptafels, die 10 gebooie. En ons weet, dit was baie streng geweest. En ek sien God en sy almag sien die wet gaan nie die mens nog red nie. Hulle kan nie by dit bly nie. Hulle sukkel om daar by te bly. Tot vandag toe is dit moeilik om die wet te onderhou. Dit is nie so maklik nie. Jy beplan dit. Jy sê dit, vandag gaan ek die wet onderhou. As jy weet, kyk, is dit verby. Jy het dit gedoen. Maar in sy genade het God Jesus gestuur vir jou en vir my. Yes, amen. En wanneer God Jesus gestuur wat die prys betaal het op 'n ruwe kruis van Golgotha, het hy gesien die sonde van die breking van die wet in ons lewens. En geweet die wet kan nie betaal nie. As ons nog wetties moes geleef het vandag nog, moes dit so gewees het dat ons met 'n duif of 'n skaap of 'n bok of iets bring om 'n sondeoffer te bring, om te betaal. Maar God weet, dit sou onmoontlik gewees het.
Kan jy net vir 'n oomblik dink, as ons hier op Sondag moet kom en hulle loop bok en skape hier rond, ons moet eers nou slag en al die dinge. Ons gaan nie uur en een half kerk hou nie, dit kan ek jou beloof. Maar God sien dit raak. En sê die mense het iets anders te nodig. Daar is 'n offerlam geoffer. Die Seun van God, Jesus Christus. Amen. En dit sê wat die genade bring. En as God na jou en my kyk, kyk hy met die oë van Jesus, die Jesus na jou en my toe, sê my genade is vir jou genoeg. My prys is betaal, ek het alles betaal, jy hoef nie gebukken te gaan onder die las van die sonde mag nie, jy is vrygespreek deur Jesus Christus, en dis waaroor het gekom het. Romeine 3 vers 10 sê dit, soos geskryf is, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Nie een van ons kan onsself op die skouer klop en sê, ek is 'n besondere mens, ek is uniek. Is nie regverdig. Maar wat sê die woord? Romeine 3, 23-24. Want almal het gesondig en dit ontbreek aan die heiligheid van God. Amen. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. En die verlossing en die vrymaking en die genadegawe van God. Jesus, my seun, het die prys betaal. Hy het vir jou gesterf, vir my gesterf. Hy het die genadeprys betaal. Sê, jy is vry, my kind, om my te dien, my te aanbid. Ek kan dit gebruik, dit is nuttig tot my. Die gawe van genade en werking. Wat is die genade en werking? Kom ons kyk. 1 Johannes 1:9. Nou moet julle mooi luister. As ons sondes bely, is hy getrou en regverdig ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Yes, amen. Hy doen dit. As ons dit bely. Maar nou sê baie mense, maar ek doen nie sonde nie. En ons bely nie soos ander elke Sondag, ons is sondaars en Here, hier staan ons voor U. Ons is gered van die sonde. Ons was sondes. Was dit gewees. Maar daar gebeur dinge wat gebeur. Nou moet jy luister, 1 Johannes 2 vers 1 en 2. My kinders, Johannes skryf van, hy sê my kinders, ons kan die Here wil hê ons hoor. Wie is 'n kind van God hierso? Yes, amen. Ek skryf aan julle hierdie dinge, dat julle nie moet sondig nie. Ons weet dit. Paulus skryf iets besonders. Sê dit wat ek nie wil doen, dit doen ek, dit wat ek wil doen, doen ek nie. Die verkeerd wat ek nie wil doen, dit, maar die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie. Yes. Maar sê iets besonders. Wie sal my verlos van hierdie liggaam van die Jesus Christus? Gaan verder. En as iemand gesondig het, dis daai mense daar buite, daar mense in Amerika, ander plekke, nie so by die JPK nie. As iemand gesondig het ons 'n voorspraak by die Vader, die Engelse advocate van intreding. Jesus Christus, die regverdige. En hy is 'n versoening vir ons sondes. Wel mooi. En nie alleen vir ons sondes nie, maar ook vir die van die hele wêreld. As dit nie genade was nie, kon ons sê, advokaat, tree vir my in. Voorspraak tree vir my in by die Vader. En wanneer ons dit erken dat ons verkeerd gedoen het, staan ons advokaat op in die hemel. Voor die regte God die Vader. Sê Vader, Pieter, vra om verskoning bely. En sê die Vader in die advokaat, jy het betaal vir sy sondes. Jy het hom vrygemaak.
Amen. Hy is skoon, hy is verlos uit genade. Here. Efesiërs 1:7, in hom het ons die verlossing deur sy bloed. Die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Sy rykdom, vergifnis deur sy bloed, die verlossing. 1 Petrus 3:18 sê dit, want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei. Hy die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring. Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak is deur die Gees. Christus het die prys betaal, nie jy nie, nie ek nie. Nie Boeddha nie, nie Baal nie Mohammed nie. Christus het die prys betaal. Uit genade word ons gered. Saved by grace. Efesiërs 2:4-5. Maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde, waarmee ons ook lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak, saam met Christus. Uit genade is julle gered. Ons sit hier as gereddes, verlostes, uit genade, nie uit verdienste nie. Ons is hier om die Here saam groot te maak en dankie te sê. Ek is so lief vir daai lied wat gesing word. Ons hoor dit baie meer by begrafnisse, maar dit is so waar. Amazing grace, how sweet the sound Hallelujah. that saved a wretch like me. Yes, amen. Waar was ek sonder genade? Vanoggend toe ons op die snelweg ry, ons ry daar verby, en nou nie meer. Toe dink ek, toe ek daar as jong seun gekniel het, 8 jaar oud. Sê Here Jesus, vat oor my lewe. En ek groot kinder teen daai jare. Sê Here, dankie vir die genade oor my lewe van daai ouderdom. Dat die Here my gedra het, tot vandag toe. Die Here het u gedra deur sy genade, is deur genade gered. Dankie, Here. Maar die genade, hoe werk dit in my lewe? Romeine 5:1 en 2. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan. Deur geloof. Nou moet ek deur geloof in die genade wat God aanvaar. Ek moet daai mooi pen vat en begin hom gebruik. Dan is dit tot nut van my lewe. Ek moet God se genade vat deur geloof, sê Here, ek aanvaar hierdie genade en geloof. En ons roem in die hoop op die heiligheid van God. Nie jou eie heiligheid nie, maar God se. Roem daarop dat God sy genade vir my gegee het. En hy lei my tot sy heiligheid. Romeine sê dit ook van een gedeelte. En ons word verander van heiligheid tot heiligheid. From glory to glory. Halleluja. Dis wat dit is. God wil ons vat na sy heiligheid, sy openbaring van heiligheid. Maar in die geloof kom ons deur die genade om dit te ervaar in ons lewens. Die genade alleen. Wonderlik, Here. Wat maak ek met hierdie genade? Wat doen ek daarmee? Dis die ander vraag. Soos ek genoem van daai pen, as ek nie daai pen kan laat skryf nie, beteken dit niks nie. Wat sê God se woord? Hy praat van die heilige roeping van die genade. Hy het dit weer. The holy calling of grace. Wat beteken 'n roeping? Ons is geroepenis. Hoeveel van die dra nog die bankie? Sê ek se geroepene. Van genade. Ons woord sê die woord. 2 Timoteus 1:9. Wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping. Hy praat nie van die pastore nie. Elke wie is gered? Hierdie pastore. Is hulle almal gered? Hy wat ons gered
Jy is gered en geroep met 'n heilige roeping. Nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade wat ons van ewigheid af aan Christus Jesus geskenk is. Amen. Hierdie roeping van genade sê vir my, ek moet iemand anders se genade ook aanbied. Ek kan nie stil bly nie. Die genade wat my gered het. Vertel vir iemand, ek is gered uit genade uit. Wat beteken dit? Jesus het vir my gesterf. Die Vader my sondes vergewe deur Jesus Christus. Ek is vrygemaak in Christus Jesus. Ek is nie meer deel van hierdie wêreld nie. Ek is nie meer deel van die wêreldse stelsels nie. Ek is van God se koninkryk. Daar's 'n verskil. Ek moet vertel. Yes, dankie Here. Een kommentaar sê van hierdie, ek lees in die Engels. For it is He who delivered and saved us and called us with a calling in Himself holy and leading to holiness, to a life of consecration, afgesonderde lewe, a vocation of holiness, met ander woorde om heilig te lewe. He did it not because of anything of merit that we have done, but because of and to further His own purpose and grace, unmerited favor, which was given us in Christ Jesus before the world began, eternal ages ago. Weet jy, Amen. nog voor die wêreld begin het, Ja. God gesê ek gaan oor jou genadig wees. Ek gaan my genade oor jou uitstort. En jy kan deel word van my genade. Ons en genade is die volgende ding. Hoe tree ons op? 2 Petrus 3:18. Maar julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here Jesus en Saligmaker. Met ander woorde, ek kan nie net bly daar by die bekering nie. Ek moet toeneem in die genade. Of ek besef, waar gaan nie die genade? Moet dit toepas en toe einde my lewe. Genade en kennis van ons Here Jesus en Saligmaker Jesus Christus. Aan hom kom die heerlikheid toe, nou sowel as die dag van die ewigheid. Amen. Yes. Laat dit so wees, Here. dat ek toeneem, dat aan my growing grace. En dit is waaroor het gaan. Pray genade, ek dink daar is 'n boekie stelsel, Sielewendes kursus. Pray genade, growing grace. Wanneer laas het u gesê groei in die genade van God? Ag nee, pastor, jy weet daar in die 1987, 90 het my hart aan die Here gegee. Weet wat so tragies van dit so baie keer? Mense onthou nie daai datum nie. Dit is vir my belangrik as my geboortedatum. Te weet is die dag toe God se genade vasgegryp. Wel toe ek 8 jaar oud was, die Here Jesus. Ek sal nooit vergeet. Die 10de Mei 1970. Die God se Gees met my roep uit genade. Sê kom kort in jou lewe. Jy sien, ek wou myself nie laat dood nie, want ek was 'n goeie kind, 'n mooi kind, ek het nie gevloek of verkeerde dinge gedoen nie. Sal nooit vergeet daai aand in Kreeusdorp Wes se doopdiens. En sê God se Gees vir my, jy kom kort in jou lewe. Jy moet doen wat God wel behaag. Yes, amen. My moeder sê vir my, Here. die hele week was so amper, ek verskoon die woord 'n zombie, want ek is besig met die Here. Here, ek spyt daaroor ek nog nie geluister het. Die 17de Mei, toe ek by die boerdingsbank sê, Here, jy is ek. 7de Junie 1970 volg die Here die bewaard is. Amen. En sy genade het my gedra tot vandag. Ek vra u om toe te neem in genade.
Amen. Groei dan. Amen. Kyk nou van vandag af, sê Here, ek wil groei in genade, toeneem in genade. Hebreërs 4:16. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid verkry en genade vind om die eer en regte tyd gehelp te word. Hoe belangrik is genade? Sonder genade kan ek nie na die troon van God gaan nie. Dit is uit genade uit wat ek sin toe gaan. Sê goddelike genade, sê Here, hier is ek. Ek kom met my versoek. Ek soek hulp by die Here. En dit is alles uit genade. Ek verdien dit nie. Ek kan nie daar sê, Here, ek doen dit. Ek kan nie, ek sê dit liefdevol. Ek kan nie op trappies opneem op my knieë nie om God te soek nie. Ek kan nie met traaltjies daar begin sê, so en so en so, Here. Uit genade uit moet ek dit uitleef. En inleef. En beleef in my lewe. Dan kan ek hulp kry by God as ek na sy genade troon toe gaan. Ek sluit. 2 Petrus 1:2. Mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus ons Here. Mag dit so wees dat genade en vrede vir julle vermeerder. Mag nie stagnant word. Let grace abound in your life. Dat God se genade jou deel kan wees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons gaan werklik sê genade onbeskryflik groot. Yes, hallelujah. Ons kan U genade nie verduidelik nie. Dit is onbeperk. Maar Here, ons kan vanoggend aanvaar dat genade ons deel is. God se plan van genade, dat ons verskyn die Jesus Christus, deur sy liefde vir ons. Deur God die Vader ons die enige gebore seun te gee om op kruis te sterf. Dit is uit genade uit. En Here, ek bid vir die genade op elkeen van ons. Dat die genade in ons lewens sal vermeerder. Dat die kennis van die rykdom van Jesus Christus, dat ons kan besef en weet, God se genade is daar vir my. Yes, amen. Waar ek ook wil gaan, is genade daar. En Here, dat ons dit insien. Die genade wat ons vasgryp. Deel maak van ons lewens, onlosmakend. Deel maak van ons elke dag lewe. Dit toepas in ons lewens. En gebruik tot eer van God, dat sy heiligheid in en deur ons kan kom. Daarom bid ek vir U genade. En Heilige Gees, indien daar 'n persoon sit vanoggend hier, wat die genade nog nie begryp het nie, nog nie die genade vasgegryp het nie. Sê Here, U genade is vir my. Wil by die oom sal sê, genade is my deel. God se genade. Amen. Nie wat ek doen of sê nie, maar dit wat God vir my doen. En Jesus Christus vra dit. Amen. Baie dankie, die Here seën U. En ons kyk uit vir U